Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 2de Junie 2025. Lekker naweek agter die rug. Lekker bazaar gehad, sommer net so lekker by mekaar gewees. Is altyd lekker om sommer soos vriende en familie net saam te wees. Op 'n ander manier as wat ons op Sondag in eredienste by mekaar is as die kerk van die Here in die kerkgebou. So dis altyd vir my so wonderlik. Dit is so wonderlik om te sien hoe ongelooflik mense saamwerk, hoe daar liefde is, hoe mense uit hulle harte uit gee, bedien. Ag, dis net vir my 'n groot voorreg om deel te wees van so 'n wonderlike gemeente. Net so, liewe vriende, ek's nie 'n jaar of 2 alleen nie, ek sal 33 jaar hê en vir 33 jaar is dit al so 'n amazing geskenk wat die Here vir my gee en vir ons almal gee om vir ons die belewenis te gee om aan so 'n gemeente te behoort. 'n Gemeente wat bestaan uit verhoudinge, 'n gemeente wat bestaan, vriende, waar ons met liefde na mekaar kyk, waar ons nie altyd al die antwoorde op goed het nie, maar waar ons vir mekaar sê, Here, hier is ons in ons swakheid en ons broosheid. Ons kom by voor U. Wees U asseblief met ons en loop U asseblief die pad voor ons uit. So dit was 'n wonderlike naweek. Kom ons raak sommer so stil vir die week wat voorlê. Here, ons is besig in hierdie week om op te beweeg na 'n Pinksterfees toe. Ons het vanaand ons eerste Pinksterdiens wat ons het in die Anglikaanse kerk. Here, ons kom vra ek vir U om dit in die besonderste seën waar ons tema is, the cost of discipleship. Here, dat ons ook sal besef en beleef, wat is die koste daarvan om U kind te wees? Wat is die koste daarvan om U te volg? Here, dat ons dit ook baie mooi sal gaan bereken. Baie dankie, Here, vir die wonderlike voorreg om so in U teenwoordigheid te mag wees. Amen. Vriende, mag daar vir julle inderdaad genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle hierdie God van ons ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons hierso by Spreuke 26 vers 21. Ja, ek geniet so die absolute nice woordeskat wat die spreukedigter gebruik. Hy hoor hoe sê hy nou die volgende. Hy sê, daar is houtskool nodig vir gloeiende kole, hout vir 'n vuur en 'n twisiek mens vir risiestook. Is dit nie pragtig gesê nie, né? Dit is vir my so mooi gesê, die taal wat hy gebruik is so amazing, né? Daar is houtskool nodig vir 'n gloeiende kole en hout vir 'n vuur en 'n twisiek mens vir risiestook. Nou vriende, dit is so party mense hou mos van beklei, né? Hulle hou van beklei, hulle hou van risie maak, maar dit is ook die mense wat ek en jy altyd met baie groot wysheid moet hanteer, né? Wanneer iemand so wil risie maak en jy sien die een is nou op die verkeerde wicket, moenie nog verder kole op sy kwaai vuur stook nie, né? Sê jy vir hom, Here, ou maat, ek hoor jy, ek hoor dit is wat ek hoor wat jy nou sê. Wie jy so kwaad gemaak, kan jy nou sê, en dan kan jy vir hom sê, nee, ek hoor wat jy sê, nee, en dan kan jy vir die ou ook sê, jong, dit wat jy gehoor het, ek het miskien iets anders gehoor, dis wat ek gehoor het, né? So, partykeer, liewe vriende, partykeer moet hy net niks sê ook nie, né? Wanneer jy so iemand hoor, dat hy rustig net sy gang gaan, of sy haar gang gaan, wees rustig, kyk na die een en gaan net rustig aan. Dit is 'n ander manier van doen, né? 'n ander manier van doen is om later na daai persoon toe te gaan, die ene wat nou hierdie risie stook, of die twisiek mense soos die spreukedigter sê, en met die persoon in gesprek gaan en sê, hoorie, dit lyk vir my jy gaan deur 'n moeilike tyd, daar op sy eie, né? Gaan praat. Ook party mense kry mos nou wat onvolwasse is, dat daarin kan jy niks doen nie, vriende. As 'n ou onvolwasse is in die hantering daarvoor, dan is dit soos die spreekwoord sê, moenie perels voor varke gooi nie, né? Dan moet 'n ou maar net daai ou los, dat hy homself uitbak in die openbaar, né? Maar daar is mense met wie 'n ou nogal in 'n gesprek kan gaan, ouens wat net 'n slegte oggend gehad het en nou nie mooi besef wat hy doen nie, en dat hy nou sy goed op jou kom uithaal, né? Jy kry dit, maar jy moet altyd vra vir wysheid hoe om so persoon te hanteer. Maar dit is net vir my so mooi, daar's 'n houtskool nodig vir gloeiende kole, hout vir 'n vuur en 'n twisiek mens vir risie stook. En dan gaan hy aan, want dit is baie keer die risie stook begin by 'n geskinder, né? Skinder is baie sleg. Ons moet verskriklik mooi kyk daarna. Hier staan, 'n geskinder is soos lekker kos. Mense sluk dit so maklik. En vriende, ons moet altyd vir mekaar vra, en ons almal is mos nou maar in 'n mate baie keer skuldig hier, né? As dit wat ek sê oor daardie persoon, sal ek dit sê as daai persoon by my is. Ek dink dis die lakmoestoets.
So ek wil julle uitdaag en ek wil myself uitdaag. Kom ons kyk hierdie week dat as jy iets oor iemand sê, skinder goed. Julle verstaan nou wat ek sê. Sê die mooi goed oor die persoon, sê die positiewe goed oor die persoon. En ek dink as ons dit doen, dan sit ons die kroon op die ander persoon se kop. Jy voel altyd goed oor jouself, want jy weet tog, wanneer 'n ou skinder en wanneer jy sleg praat van iemand, dan jy voel ook nie so lekker nie, nee. Ek bedoel, jy kyk sommer na jou foon, as hierdie foon nie nou miskien 'n bietjie aan, wat ek nou iets gesê het, 'n ander persoon miskien gehoor het. Jy voel nie lekker nie, nee. Dit doen jou nie goed nie. So kom ons probeer hierdie week en ons kyk elke dingetjie wat ons praat. So dit moet 'n intentionele besluit deur julle wees. Elke dingetjie wat ons praat. Kom ons sê vir mekaar, is dit goed of is dit sleg? En kom ons help mekaar en ondersteun mekaar daarin. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle inderdaad, liewe vriende, Jesus se genade ervaar in die Heilige Gees se teenwoordigheid. Amen.